Right, ons praat bietjie vanaand oor die gedagte en iemand het laasweek vir my gesê ek praat te veel, ek moet bietjie vir julle meer kans gee om te praat. Um ons praat oor die gedagte as ons deur storms gaan. John en Rina was hierdie week nou deur 'n halwe orkaan. Ek dink John het laas Sondag nie gedink hy gaan die heel week in die hospitaal hê nie. So Nee. ons gaan deur 'n jy weet orkane en ons gaan te partykeer deur 'n tifone. Wat 'n ander naam vir 'n storm, Marius? Storm, 'n hurricane. meteorstorm. Ja, 'n meteorstorm en daai vloede daai kitsvloede, weet jy, gaan partykeer sommer so deur 'n kitsvloed. Tsunami. Tsunami, daai goedjies waardeur ons gaan. Dan die gedagte wat net hierdie week by my opgekom het en dit draai nou by my en ek het nou 'n bietjie daaroor gaan broei, is dat wanneer ons deur 'n storm gaan, praat ons oor die storm. Julle gehoor petrol en diesel se prys gaan weer op. Julle 'n bietjie koerant lees, né? Net diesel. Net diesel. Okay, jy weet ek het 'n dieselkar. Dis hoekom jy nou sê net diesel. Alraai. Maar praat ons oor die storm of praat ons met die storm? Praat die storm met ons of praat ons met die storm? Nou, so 'n bietjie om so 'n bietjie julle gedagtes te kry. As jy deur 'n storm gaan, hoe tel jy jouself weer op? As jy geval het, so rukkie gelede het Marius bietjie Eli gespeel. Julle weet was Eli, né? Ken julle die speletjie Eli? Jy ry op jou stoel en jy ry op jou stoel tot jy van die stoel afval. Ja, agteroor geval. Ons kan nou lag daaroor. Daai tyd was dit nou ernstig vir Marius en Lisel. Hy het vir ons niks vertel nie. Hy het eers vertel na die tyd vertel maar as ons Eli speel en ons val, hoe kry jy jou weer self op as jy deur 'n storm gaan en die stel is besig om te verhuis byvoorbeeld, jy weet en dis 'n storm op sy eie. As jy deur 'n storm gaan, hoe kry jy jouself weer aan die gang? Kom ons begin nou by Salome. Wat doen jy, Salome? Wel, ek kan nie dit self regkry nie, dit weet ek al baie goed. Ek weet net, dit is net die Here wat my help, is al manier, sonder hom kan ek niks doen nie, ek kan nie eens asemhaal nie, ek wil ook nie. So, hy is my herder en ek onthou dit elke keer as ek deur 'n storm gaan en sover het ek as gevolg van hom elke storm oorleef. En hy is getrou en hy het my elke keer deur elke storm gedra en ek het opgestaan as gevolg van hom alleen. Maar iets prakties wat jy doen, drink jy 'n koppie tee? Die ou mense het gesê drink dit praktiese goed. Wat doen jy prakties? Ja, Drink 'n koppie tee. Ek maak vir my pannekoek en eet roomys. Okay. Dit is lekker goed. Okay. Ek weet as Annelie deur 'n storm gaan, dan sê sy vir my, vat my mall toe. Dan weet ek nou kan die kredietkaart nie spot sommer. Die eksport sommer nie regtig nie. Volpyn toe, mol. Hoe gaan jy deur 'n storm? Wat doen jy om jouself prakties weer op te tel? Okay, so ons na geestelik kyk, dan kies ek geloof. Ek begin bid. 'n Koppie tee kan my nie eers kalm hou nie. Ek onttrek, ek raak stil en ek bid. Dis wat ek doen. Persoonlik, prakties wat ek doen, en dis nie die regte ding altyd nie, ek praat nie met mense oor die storm nie. Ek raak stil. En ek probeer dit tussen my en God uitwerk tot ek antwoorde kry. En ek sê nie dis die regte manier nie. Baie keer moet 'n mens oor die storm praat en jy moet raad kry en hulp kry, maar dis hoe Louis dit doen. Ek raak doodstil. Ek wil graag by plekke kom waar dit stil is, soos in die Wildtuin.
Ek gaan stap in die oggend en ek gaan sit daar langs die dammetjie, gaan sit op 'n rots en 'n klip en ek stort my hart voor die Here uit. Ek raak stil. Tannie Wilma, wat doen Tannie om weer aan die gang te kom as 'n storm oor Tannie gewaai het? Ek stem saam met Annelie, gaan sit stil en ek praat met die Here en vra sy hulp. Vra wat nou? Hoe nou? As ek Ja. vloer geval het, soos Marius nou gedoen het, gaan ek hande 4 voete. Ek kan nie anderster nie. Maar met ander dan ek vra my Here se hulp. Ja. Ja, gelukkig het Marius vir Lisel gehad wat hom kon opgetel het om hom weer regop te kry. My arme hondjie is so klein, sy sal my nie kan help nie, soos net ek en my hond. Ja, ek moet op myself staat maak. Ja, ek het niemand wat my kan help nie. Is so. Stel, wat doen jy om jou op te tel in die storm? En ek gebruik my kredietkaart op my vis en dan koop ek vir my sak boete. Ek kom so vinnig op wat ek maak, dat ek oor ander goed moet worry nie oor die storm nie. Ek grap sommer. Nee, ek gaan ook maar in stilte en ek praat maar met mense en hoor maar vir hulle raad en daai tipe van goed. En ek probeer maar swem en kop bo water te hou. Lisel, wat doen jy in 'n storm om jou op te kom? Ek bid baie, ek moet ook by stil plekke wees, soos Marius weet al as ek see toe moet gaan. En ja, ek praat oor my storm, ek praat met mense. Ja, okay. So Lisel gaan nie see toe vir die lewensredder nie. Daar's 'n ander rede hoekom sy gaan vir 'n ander lewensredder, nie die ou in die speedo nie. Sy gaan vir 'n ander lewensredder. Marius, wat doen jy as die stoel afgegooi het? Ek koop my speedo. Dank gedaan. Ek probeer dit regkry wat ek verkeerd gedoen het. So my stoel het ek gehou, maar ek het sy skroef of sy spring wat jy laat agtertoe gaan, het ek heeltemal styf vasgedraai dat hy nie meer kan agtertoe gaan nie. En ek ry nie enige stoel meer as ek voel ek het daai behoefte en ek voel hier gaan ek, dan sit ek hom dadelik weer neer. Hy wil nie eers meer die recliner so stoel se voete opsit. Jy het jou les dubbel en dwars geleer, Marius. So ek maak reg wat ek verkeerd gedoen het, of ek probeer dit wat ek beheer van het, en dan gaan ek net aan. Ek sit nie en wag en kyk nie, ek gaan net aan. Right. Dis interessant. Baie mense sê hulle praat oor die storm, ander mense sê ons is stil, ons praat nie oor die storm nie. Marius sê hy wag en hy gaan net aan. Rina, what do you do? Ja, julle weet hierdie week kry stilstype en ek praat weer te veel. So, as iemand my bel het ek gepraat, maar anders het ek maar doodstil gebly, maar by die werk moes ek praat. Obviously, want John, ek moes afvat in die oggend en in die middag om hom te gaan sien. En dit is so halwe, ons is corporate mans, is eintlik ook familie. Dan moes ek almal wil weet hoe gaan dit en alles. Maar as ek by die huis gekom het ek die kompleks gehad wat my kom hallo sê het, en teen die tyd hulle klaar is, toe dink ek, nee, ek kan baie dinge doen, pens en pootjies in die bed, met my laptop, met my foto's, en daar gaan ek, en ek was bietjie lam, ek was lam gewees, want daar was soveel rapporte, soveel dinge wat hulle wil ondersoek het, en dit, en ek het gevind, al wat ek kon doen was bid, ek was net, dis asof ek so, maar dit gebeur maar, hulle noem my aftershock, want ek, na die tyd, dan kom alles, dan kom het eerst by my, en dan betref het my, en dan sal ek, nou eers bietjie eendag baie emotional raak, dan weet ek, okay, dis dit, maar anders dan, ja, foto's en wag op die Here, en dis dit, want jou kop raak absoluut mal. Vertel vir ons van die foto's. Ek is baie lief vir foto's en so ek doen scrapbooking en alles met my foto's en dit. So
Ek kan van enige foto. Ek is mal oor enige foto en dan maak ek dit reg op my laptop soos wat ek dit wil hê, dan print ek dit want met my sussie wat baie min kan sien, het ek besef jy moet ook tyd inruim vir dit wat jou vol en dit wat jou weer ophelp en opbou. En foto's is een van hulle wat vir my baie belangrik is. Soos toe ons by die plaas was by Anita, ek sal so 'n foto vat en hom mooi maak en blommetjies om hom sit en alles in my scrapbook, want dit het baie vir my beteken. En dit is die mense naby my beteken baie. So dan help die foto's my om te weet ek is nie alleen nie. Almal gaan saam met my deur dit. Right. Dis iets wat ek nie geweet het van jou nie, wat ek geleer het vanaand dat jy bietjie op die foto's is. John, what do you do? Wat het jy hierdie week gedoen om jouself weer op te tel? Ek meen, ons beplan ons gaan môre werk en jy's besluit toe nee, jy gaan vir 5 dae in die hospitaal wees. Hoe tel 'n ou jou weer daar? 6 dae in die hospitaal. 6 Ja. dae. Nee, ek is nie 'n negatiewe ou nie. Okay. Ek het geleer dat jy ry deur 'n storm. Jy gaan nie staan onder 'n brug en wag vir die storm om verby te gaan. Want dan gaan jy vir 'n baie lang tyd onder daai brug staan. So vir my toe hulle gekom het op Woensdag na my toe en hulle sê vir my hulle dink dis kanker. Toe sê ek vir die ou nee, jy is 100% toe kyk die spesialist vir my te sê vir my, toe sê ek vir hom, weet jy wat? Ek glo nie. Ek glo nie, toe sê hy vir my, jy moet nou vir 'n nuclear extra of whatever dit noem, toets gaan. En dit was 2 uur en 45 minute wat jy moes nou met stil lê met hierdie ding oor jou oor. En die swart man kom na my toe, die dokter, en hy sê vir my, hy het vir my eers gevra, kan ek asseblief net stil bly? En toe sê ek vir hom, hoekom? Jy vat van die bors af onder na die voete toe, daar's niks, my kop en dit is buitekant die masjien. En toe ons klaar is, toe sê ek vir my, jy hou van die Here. Toe sê ek vir hom, hou jy nie van die Here nie? Ek sê vir hom, want as jy nie van die Here hou nie, het jy 'n probleem. Hy sê vir my, jy het gesing, jy het gebid. Ek sê vir hom, dis wat ek doen. Ek sê, ek is nie bang vir my pappa nie. So ja, dis hoe ek deur dit kom, is ek staan nie stil nie, ek ry deur die storm. Nou, ek moet sê, John, ek hou van dit, ek ry deur die storm. Ek stuur vir John 'n bemoedigende boodskap en dan bemoedig hy my meer terug met die boodskap wat hy vir my terugstuur. Yes, ek leer baie. Ek leer by elkeen van julle iets. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel, Lisel, Matteus 7 vers 23 tot 27. Dan sal ek hulle antwoord, julle was nog nooit werklik my mense nie, gaan weg van my af. Julle het nie gedoen wat voor God reg is nie. Elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, is soos 'n verstandige persoon wie sy huis op rots gebou is. Al val daar 'n stortbui en al kom die vloedwater af en al woed daar stormwinde teen die huis, sal dit nie in mekaar stort nie, want sy fondamente stewig op die rots vas. Maar elkeen wat na my woorde luister en dit nie doen nie, sal wees soos 'n dwaas wie sy huis op die sand gebou is. Wanneer daar 'n stortbui val en die vloedwater afkom en die stormwinde waai, sal daardie huis heeltemal in mekaar stort. Ons ek tot daar so is of kyk, dankie Lisel.
Iets wat vir julle uitstaan in hierdie gedeelte wat Lisel gelees het? Maak nie saak wat om ons aangaan nie, die Here is nog met ons. Ja, ek hou daarvan. Die Here is met ons. Jy het twee keuses. Jy kan positief bly of jy kan negatief bly. Die challenge kom is negatief gaan jy nie baie ver kry nie. Positief gaan jy baie ver kom en jy gaan iets uit hom uit leer. Ek stem saam. Wat dink julle van die gedagte waar Jesus sê iemand wat na my woorde luister, is soos iemand wat op 'n rots bou? Jy moet in die Here glo. Ekskuus Tannie? Jy moet in die Here glo. Jy moet in die Here glo, jy moet sy woord glo. Nog iemand iets sê oor hierdie versie? Ja, ek dink God sê nie vir jou dat jy gaan 'n stormvry lewe hê nie. Maar hy beloof jy sy teenwoordigheid dat hy daar sal wees as jy in die storm is. Verseker. Nog iemand iets sê Marius daar by julle? Ja, ek dink sy woord gee vir ons die anker om vas te bly staan, dat ons nie weg nie wegvaar nie, nie wegraak in die storm nie. Dit gee vir ons iets om aan vas te hou, dit gee vir ons 'n belofte. En daardie belofte is dan iets wat ons aan kan vashou as daar nou iets gebeur wat 'n storm in ons lewe veroorsaak. Salome, iets wat jy wil bygevoeg het? Dankie. Ek wil by Annelie aansluit en sê dat ons is nie vrygestel nie van storms nie. Ons is nie. John was nie in die hospitaal as gevolg van sonde in sy lewe nie. John was nie in die hospitaal as gevolg van hy het nie sy geld Sondag vir die kerk gegee nie. John was nie in die hospitaal omdat hy nie die carguard getip het nie. John was nie in die hospitaal. Dit is maar net iets wat gebeur het dat John in die hospitaal is. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat sê Markus 35 vers 1 vanaf vers 35 tot 41. Rina, 'n storm. Wanneer mense oor 'n storm praat, moet mense altyd onthou, 'n storm bou nie jou karakter. 'n Storm openbaar wie jy is. Hy bou nie jou, 'n storm maak jou nie 'n beter mens nie. Ja, na die tyd sal jy kan sê ek het daarmee toets geslaag, maar hy openbaar wie jy is. Soos daai man wat John getoets het gesê ek kan sien jy's 'n kind van die Here. Ten spyte daarvan dat die dokters dink daar's kanker en jy gaan vir hierdie verskriklike toets, is John nog steeds besig om die Here te loof en te prys. Okay, Rina, kom ons kyk wat sê Markus 4 vers 35 tot 41. En toe dit aand geword het, op die derde dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skei. En daar was ook ander skytjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skei aan die slaap op die kussing en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie omdat ons vergaan nie? En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir hulle gesê, swyg, wees stil, en die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog dat selfs die wind en die see hom sal gehoorsaam is? Kry in hierdie geval dat die disippels praat oor die storm. Hulle maak vir Jesus wakker en sê, gee u nie om nie. En ons kan bietjie dieper daaroor gesels dat wanneer jy deur 'n storm gaan, dan voel jy God het jou verlaat. God het my nie meer lief nie. God het geen nie meer om nie. Gee u nie om dat ons vergaan nie.
Ons praat oor die storms waardeur ons gaan. Ons praat oor die effek wat die storm op ons lewens het. Ons is bang. Ons gaan doodgaan. Maar dan kom Jesus en hy stel 'n ander voorbeeld. Hy praat nie oor die storm nie, hy praat met die storm. Hy bestraf die storm. En baie keer as ek na myself luister, ek praat nie van julle nie, want julle is mos maar redelik heilig. Maar as ek na myself luister, dan dink ek, Louis, jy praat nou oor die storm. Jy praat nie met die storm nie. Right, maar kom ons vat hom so stappie vir stappie. Jesus sê vir hulle, kom ons vaar na die oorkant toe. Iets wat vir julle uitstaan in daai gedeelte? Ek dink dit is maar soos 'n alledaagse ding. Dus daar gaan niks verder gebeur nie. Ons gaan nou maar net na die oorkant toe gaan. Yes. Ek wil hom so 'n bietjie dieper ook sien, Marius. As jy wil groei en jy wil uit jou comfort zone uitgaan en jy wil oorkant toe gaan, is daar baie keer storms wat jou pad gaan langskom. Dis nie te sê as jy 100% in God se wil is, gaan jy nie storms kry. Hierdie ouens was 100% in God se wil. En hulle het, hy sê, kom ons gaan oorkant toe. Kom ons gaan oorkant toe. Oorkant sê vir my, gaan uit jou comfort zone uit. Om op die see te gaan is alreeds uit jou comfort zone uit, want mense is nie gemaak om op die see te wees nie, mense is gemaak om op grond te wees. So, jy gaan, en nou tref 'n storm hulle. Nog iets wat iemand sê oor, kom ons gaan oorkant toe, iets wat vir julle uitstaan? Jy moet dit in geloof doen. Hulle het dit in geloof gedoen, inteendeel, hulle het sommer Jesus gevat saam met hulle. Alright. Toe kom ons in die bootjie en daar is 'n storm op die see. Hoekom sink 'n boot? Water binnekant. Water wat binne die boot inkom. So wanneer die storm onder jou vel inkom, ek wil dit nou nie sê nie, maar John, as jy vir die spesialis gesê het, toe hy gesê het hy vermoed kanker, né? En jy sê, ja, nee, dink ek het jy 'n diagnose gekry. Jy hoor wat ek sê. Ons begin vrees as die water in die boot kom. Ek het eintlik vir die spesialis gesê, want hy sê vir my dit en dit, en toe sê ek vir hom, I'm not one of little faith. En hy het vir my so gekyk, hy het my nie teruggeantwoord nie, maar hy het net vir my gekyk. Maar Louis, ek is met die teenoorgestelde, dis waar, want toe hy dit vir my sê, het ons koffie gaan drink, en ek moes 'n goeie gesiggie opsit om nie. Maar die Here het jou krag gegee om 'n goeie gesiggie op te sit. Want die rek het my kop met my weggehardloop, en soos hy sê, ja, ek was weer heeltemal die teenoorgestelde. Ek dink ons berei onsself vir die ergste, jy weet, vir sulke dinge, maar ek dink ons kom op 'n punt dat ons sê, what will be, God is in beheer. God is in beheer. Okay, nog iemand sê iets van die water in die bootjie? Van miskien net bylas dat wanneer ons deur storms gaan, praat ons heeltyd oor ons storm waardeur ons gaan, praat ons met Jesus wat groter is as ons storm waardeur ons gaan. Dis iets belangriks wat ons ook aan moet vashou. Ja, nee, ons is die heeltyd nef oor jou storm waardeur jy gaan nie. Ons moet besef, Jesus is groter as ons storm, praat met Jesus. Ja, ek wil aansluit by Annelie deur te sê dat ons vrees kan niks aan die storm doen nie. Ons vrees gaan nie die storm verander nie.
Inteendeel, ek kan hom erger maak. Wat ons vrees, Lisel, wat sê Job? Wat ons vrees dan oor ons kom, né? Dit word erger. Dit word erger, want nou kom die water in die brein. En as jy water op jou brein het, het jy moeilikheid. Is mos so, né? Ja. Ja. Nou kom die water in die bootjie. Wat dink julle van die feit dat Jesus geslaap het in die storm? Salome, wat dink jy daarvan? Hy het nie nodig gehad om bang te wees nie. Hy het nie nodig om bang te wees nie. Maar wat toets nie? Ekskuus tannie Wilma? Ek dink hy wou hulle toets. Te sien wat hulle reaksie was. Kan wees. Okay. Ja, hy wou hulle toets. Yes. Jy wou iets sê? Ja, ek dink dit gaan oor hoe veilig is jy by Jesus? Hy's daar. Al slaap hy. Jy moet veilig wees in sy teenwoordigheid. Al slaap hy. Hy's daar. Ek wil byvoeg deur te sê, ons was op 'n stadium, was ons op 'n boot gewees tussen Kaapstad en Walvis Bay. En dit wat lekker moes gewees het, was toe nou nie lekker nie, want jy het meer so in 'n so klein badkamertjie gesit as wat jy oralste was. En daar het ek geleer, daai motion sickness, dis beter om net, jy moenie 'n naarpilletjie vat nie, jy moet 'n slaappilletjie vat, slaap net daardeur. En baie keer moet jy deur die motions gaan, en jy slaap net daardeur. Okay, nog iemand iets sê oor hierdie gedeelte? Ja, kan ek iets sê? Laas Sondag aand toe ek was kerk toe gewees, na ons selgroep se, hulle gaan elke keer 'n jaar Mosambiek toe en hulle was die uitreikste, hulle het gepraat oor die wat gebeur het maar in elk geval om na die storie toe te kom, ek gaan altyd, dan sit ek buitekant en wag vir my lift om my te kom haal, en ek gaan toe uit, en in die week het my hek probleme gegee, en hulle het my hek reg gemaak, en hy's nou baie sensitief, en ek kom toe by die huis, en ek sluit die hek toe, en ek het seker die knoppie weer gedruk, en hy het so breedte wat 'n persoon kan instap, en ek elke aand sê ek vir die Here, asseblief beskerm my in my huis en myself, en ek kan toe slaap, en die volgende oggend is my tuinman hier, en ek hoor hy fluit hier buite, wat hy altyd doen om my te roep, want hy het nooit airtime nie, en ek kyk toe buite om te sien of hy by die, en ek sien hy staan binne, ek tog nou, hy sê, maar ouma, jou hek was oop, ek het ingeloop, en ek het die hele aand so geslaap met daai hek oop, iemand kon maklik ingeloop het. Dan nie daar deur geslaap. Anders dit Tannie die hele nag. Kyk, as Tannie nou agtergekom het die hek staan oop en Tannie kon hom op 'n manier nie toegekry het nie, sal jy die hele nag rol het. Maar ja, die Here het my beskerm. Ja. Amen. Amen. Right. Kan ons praat oor die Bybel is 'n boek van mense wat deur storms gegaan het. In die Bybel is daar baie mense opgeteken wat deur storms gaan het. Kom ons kyk bietjie in Genesis. Iemand wat julle kan onthou wat deur 'n storm gegaan het? Okay, Genesis is die eerste boek van die Bybel. Adam en Eva? Adam en Eva. Hulle het 'n storm gehad van kaalloop. Okay. Noag. As jy stop dan nie. Noag met die ark. Noag en die ark. Wat 'n storm. Hy bou 'n ark en dan sit hy nog 7 dae binne in die ark voor dit begin reën. En die kinders kla, hoekom moet ek langs die vlakvark slaap? Weet jy hoe stink 'n vlakvark? En hier sit hy 7 dae. Het ek reg gehoor? Het ek nie reg gehoor nie? Dink aan die storm. Nog iemand? Moses en sy stoute volk. Ai, Genesis, Lisel, Genesis. Moses. In Genesis. Moses Exodus. Okay, Moses het moord gepleeg en ek dink die storm wat deur hy gegaan het. Iemand nog in Genesis?
Abraham, wie van julle het al julle kinders doodgemaak? Josef van die put. Josef van die put. Nou kom ons by Lisel. Moses. Nog iemand in die Ou Testament wat deur 'n storm gegaan het? Jakob, Jakob is ook in die Ou Testament. Ag, in Genesis. Hy jok vir sy pa. Hy worstel met God reg deur die nag. Storms. Ek is al in Samuel. Iemand in Samuel wat julle kan onthou? Hanna, Wat geworstel het 'n storm. Nog in Samuel, Dawid. Wat was Dawid se grootste storm? Hy teen Goliat beklei. Ja, hy het teen Goliat beklei. Wat was sy grootste storm? Hy het 'n paar storms gehad. Hy het gehad sy pa se verwerping, hy het sy boetie se verwerping gehad, hy het Saul wat hom wil doodgemaak het, maar wat was sy grootste storm? 'n vrou. Vroutjie, se begeertes. Batseba. Alright. Iemand nog in die Ou Testament wat julle kan dink wat deur storms gegaan het? Abraham en Isak. Ja, Wat dan die Abraham en Isak. Yes. Abraham en Isak geoffer. Nog iemand Ja. in die Ou Testament? Wat van broer Jona? Wat van Job? Job. Ja, Wat van Job? Ja. So kan ons aangaan. Wat van die Nuwe Testament kan julle aan dink? Wat deur 'n storm gegaan het? Paulus het baie storms gehad. Paulus het baie storms. Petrus. Johannes. En daar's 'n baie bekende persoon wat deur 'n storm gegaan het. Jesus self. Jesus self. So, ons kan nie sê as 'n persoon deur 'n storm gaan is omdat daar sonde in sy lewe is nie. Jesus was nie vrygestel van storms nie. Ons het nou gelees hy was fisies in 'n storm. Nou, die volgende ding wat ons miskien bietjie kan oor praat is hoekom beland ons in storms? Hoekom beland ons in storms? Partykeer is dit jou eie skuld. My eie besluit. Ja, verkeerde besluite wat ons neem. Marius het 'n besluit geneem, hy wil ry op 'n stoel. Sy ma het nie vir hom 'n perd gekoop nie, hy het besluit. Ek dink 'n goeie Bybelse voorbeeld van 'n persoon wat deur 'n storm gegaan het, deur 'n slegte besluit was Jona. Gaan Ninive toe. Tarsis toe en hy beland in 'n storm. Hoe kom ek uit 'n storm as ek 'n slegte besluit geneem het? Die regte ding. Gaan terug en neem die regte besluit. Gooi my oorboord. Dis ek is die skuldige een. Gooi my oorboord. So as jy 'n verkeerde besluit geneem het, jy beland in 'n storm, doen die regte ding en neem die regte besluit. Okay, hoekom beland ons nog in 'n storms? Lisel, help ons. Hoekom beland ons nog in 'n storms? Ek dink partykeer is dit sodat jy ietsie moet leer. Yes. Sodat jy met iets leer. Ek wil dit sê, Lisel, ons leef in 'n gevalle wêreld. Wat het Job verkeerd gedoen om in 'n storm te beland? Leef in 'n gevalle wêreld en niemand van ons is vrygestel van 'n storm nie. Hoekom beland ons nog in storms? Okay? Ons sê as gevolg van ons eie besluit, ons sê as gevolg van ons lewe in 'n gevalle wêreld, ons is deel van storms. Hoekom beland ons nog in storms? Mag ek sê? Mense. Ekskuus. Praat jy? Ek dink partykeer leen ons ore uit vir verkeerde raad. Dit was ons eie besluit op die einde. Ja, maar mense kan ook veroorsaak dat jy in storms beland. Mense veroorsaak dat jy in storms beland. Tannie Wilma wil iets sê? Verkeerde besluite partymal. Ja, soos Jona. Dit is reg. Maar baie keer beland ons in 'n storm as gevolg van ander mense se besluite. Jy ry oor die groen lig. Jy is jou reg om oor die groen lig te ry. John ry in sy baan en 'n ander ou besluit hy druk hom uit sy baan uit en dan dry hom van sy motorfiets af. Onthou jy nog daai geval, John, so 'n paar maande gelede? Dis 'n ander ou
As Die kiesstof? 25 November. 25 September op die stel se verjaarsdag. November. Okay, November. Right. So dis 'n ander ou se besluit. Wie dink aan 'n Bybelse figuur wat in 'n storm beland het as gevolg van iemand anders se besluit? Paulus. Handelinge 27. Hy sê moenie op hierdie reis gaan nie. Ek is net 'n gevangene, maar ek sê vir julle moenie op 'n reis gaan nie, ons gaan skipbreek ly. En nog steeds dwing hulle hom op die skip en hulle kry skipbreek. Hoekom beland ons nog in storms? Om miskien ek weet ek beland in storms want ek doen my eie ding en ek is haastig om dit te doen partykeer en die Here sê nee, jy moet 'n bietjie stadiger gaan. Ja, bietjie dis ons eie besluite, né? Die Maar weet jy eie- baie keer beland ons in 'n storm want ons het 'n vyand. Die duiwel wil jou vernietig. Hierdie storm wat Jesus hulle op was op die see. Wat 'n storm was dit? Waar het hierdie storm vandaan gekom? Van onder af. Van onder af. Ai, jy's 'n DA tannie. Van onder af het dit gekom, né? Want hoekom het dit van onder af gekom? Dit het van die duiwel af gekom want Jesus het die storm bestraf. Maar nie alle storms kom van die duiwel af. Soms kom 'n storm as gevolg van ons verkeerde besluite, soms as gevolg van ander mense se besluite, soms van die feit dat ons in 'n gefalle wêreld leef en soms kom dit van die vyand af wat ons wil vernietig. En dis die storms wat ons moet bestraf. Kyk, nou het ek te veel gepraat. Praat julle. Alright, kom ek vra nog 'n vraag. In 2026, watse storms kan ons in beland? En ek sal die eerste een wees. Voor John hom kies. 'n Gesondheidsstorm. Ja. Die dokter kom by John Woensdag en hy sê vir hom, meneer, ek vermoed jy het kanker. 'n Gesondheidsstorm. En enige iemand anderste gaan in paniek oor hierdie storm. Watse tipe storms word ons gekonfronteer in 2026? Kom ons dink bietjie. Finansies. Hey, ons mag nie oor geld praat nie. Finansies. Dis so relevant. Finansies. Louis en die belastingman. Hey, SARS. Ek wil nou al vir julle sê julle moet bid vir die 11de Augustus, nie ek spot sommer. Dan sit weer ek in SARS. Okay. Finansies. Ons het gesondheid, finansies. Wat se ander storms beland ons nog? Familie. Verhoudinge. Kom ons maak dit verhoudinge. Familie. Ek meen alles loop klop. Ja, huwelike, alles oor verhoudinge. Iewers skielik alles loop klop dis op bome en in die volgende oomblik is daar wrywing en so voort. Wat dink julle wat se ander een dink julle? Veiligheid? Veiligheid. Jy kan nie meer vanaand 8 uur in die straat afloop om 'n brood te gaan koop nie. Jy kan nie. Behalwe Marius. Want Marius is sag Norris, hy kan. Wat nog? Veiligheid. Wat van eensaamheid? Baie groot een. Wat van verliese? Wat van jy het jou maatjie verloor in die dood? Storms. Ja. Kom ons praat by die volgende gedagte. Nou dat Tannie Wilma ons verlaat het. Wat sê jou storm vir jou? Kom ek begin by jou, John. Wat het jou storm verlede week vir jou gesê? Om kalm te bly. Nee, die storm, wat het die storm vir jou gesê? Nie wat het die Here vir jou gesê? Wat het hy vir jou gesê? Nee, ek weet nie. Rina, wat het die storm vir jou gesê?
Vir my was dit net rooi lig, om eerlikwaar te wees. Vir my het dit plak, okay, as dit nou wel kanker is, hoe gaan ons vorentoe, wat gaan ons doen? So ek het al klaar begin 'n planne maak. In plaas van net om rustig te raak en weet God is in beheer. Maar ja, direk het ek al hierdie mediese probleme gesien. Storms sê vir jou, wees bang. Want onthou, 'n storm is groter as ons. As ons 'n storm kan uitwis in ons eie krag, is dit nie 'n storm nie. Maar 'n storm is 'n mag groter as ons. So, en 'n storm se kernboodskap aan jou is vrees. Wees bang. Wees bang. Waar kom nou al water in die boot? Wees bang. Okay, wat is die taal van die storm? Wat praat hy nog? Die storm kom en hy fluister so in jou oor. Jy's alleen. Ek gaan vir jou kry. Jy's alleen. Jy staan alleen. Okay, en Nelspruit gebeur het, ek weet nie daar by julle nie, gebeur het by julle ook? Dit bring ook, dit klink erg, maar dit bring ook ongeloof, want ewe skielik twyfel jy. En jy is nie seker nie, en jy is bietjie ongelowig. Ek weet, die disippels, Rina, hulle sien al hierdie wonderwerke wat Jesus doen. 'n Paar ure daarna gee nie omdat ons doodgaan nie. Van hierdie hoë tot ek staan alleen. Gee nie omdat ek doodgaan nie. Okay. Right, stel, wat wil jy gesê het? Ek het storm hierdie week beleef. Ek het gedog ek het pampoentjies. Al die tyd is dit 'n abses in my tand. Nou moet ek hom gaan uittrek en ek is alleen en ek is moeg vir seer. Ek kom al 2 maande al met flippend siekte en ek kan dit nie hanteer nie want ek is nooit 'n siek mens nie. So ja, ek het dit hierdie week beleef. En dit is terrible. Maar voel jy jy's klein gelowig want ek meen, maar dis net die vyand wat al hierdie goed teen jou gooi, want ek meen ons dien 'n Vader wat na ons wil kyk en ons is nie alleen nie. Maar jy voel op so 'n stadium so. Ja, en jy sien die bewyse, jy sien die knop. Die dokter sê vir jou daar's 'n abses, en die water is in die boot en jy's alleen. En nou sê hy vir jou, jy verstaan, dit gaan erg wees en ensovoorts. Right. Maar nou kom ons eintlik by die belangrike gedeelte en ons het presies 9 minute oor om dit te doen. Wat sê ek vir my storm? En ek wil afskop om vanaand te sê, jare gelede was ek seker een van die mees arrogantste mense wat daar kan wees. Ek is groter as die storm sal niks aan my kan doen nie, ensovoorts. Maar hoe ek ouer word en nie meer as 25 push-ups met groot hulp van agter kan doen nie, besef ek ook nou vandag, ek kan nie meer alles doen nie. Ek is nie groter as die storm nie. So, wanneer jy met jou storm praat, moenie arrogant wees nie. En dink, jy kan nie verdrink nie. God is met jou en jy sal nie verdrink nie, maar moenie arrogant wees. Okay. Wat kan ek vir my storm sê, as ek met my storm praat? Jy moet vir hom sê jou Here is groter as hy. Amen, Tannie. Kom ons kyk wat sê 1 Johannes 4 vers 4. U stel 1 Johannes 4 vers 4. Julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. So die eerste ding wat jy vir jou storm sê, my God is groter. Louis is nie groter as die storm nie, maar die God wat in my is, greater is he that's in me than he that's in the world. Okay, so dis die eerste ding.
Wat sê ons nog vir die storm? Dit's net 'n seisoen, hy sal verbygaan. Dis net 'n seisoen. Lees vir ons Prediker 3 vers 1, meisie. Prediker 3 vers 1. Hierdie storm wat jou so tref, die stel se tand, John se hospitalisasie, so kan ek afgaan in elkeen van ons se lewe, het 'n vervaldatum. Dit sal verbygaan. Dit sal verbygaan. Prediker 3 vers 1. En nee, wag, ek is nog besig om te soek. Dank jou. Alles is sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Alles Amen. het 'n bepaalde uur. Salome, sommer Johannes 13 vers 1 asseblief. Ek sommer net een wat nou so in my kop inkom. By Johannes 13 vers 1. Onthou. Johannes. Het hom. Lees hom. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe. God het 'n uur bepaal wanneer Louis Bronkers van 24 Oktober 1965 tot ek weet nie wanneer nie. Maar dis my uur. Dis my tyd wat ek hier op aarde is. En niks wat op my pad kom gaan dit verhinder nie, want God is in beheer. Maak nie saak wat 'n storm gaan kom nie, hierdie storm gaan verbygaan en daar is 'n lewe hierna. Ons sê vir die storm, jy's erg, maar jy het ook 'n vervaldatum. Jou tyd gaan ook verbygaan. Jou tyd gaan ook verbygaan. Wat sê ons nog vir die storm? Ons sê vir die storm, jy's groter. My God is groter as jy. Tweedens is daar 'n vervaldatum. Wat sê ons nog vir die storm? Ons sê vir die storm, daar is altyd lewe na hierdie storm. Al vat jy my lewe hier op aarde, is daar 'n lewe hierna. Ek hoef nie te vrees nie. Daar is lewe na die storm. Die beste lê nog voor. Kom ons kyk na Johannes 16 vers 33. Elisel. Ek sê hierdie dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Daar is lewe na die storm. Daar is 'n lewe na hierdie wêreld. Daar is. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Nog iemand, wat kan ons vir die storm iets sê? Nog iemand iets sê? Okay, dis baie onderverdig. Ek het lekker voorberei. Ons kan vir die storm sê. Ons kan vir die storm sê, hey, ek is nie alleen nie. Ek kan vir die storm sê, my God is groter as jy. Ek kan vir die storm sê, jy het 'n vervaldatum. Ek kan vir die storm sê, daar is 'n lewe na die storm. Maar die belangrikste wat ek vir hom sê, is nie alleen nie. Ken jy my boetie? As daai boelie jou gestaan het by die skool en sê, ken jy my boetie? Ken jy my pa? Weet jy wie's my pa? As jy een klap gee, dan gaan jou reg rondom jou kop draai. Ken jy my pa? Weet jy hoe sterk is my pa? En dis wat ons vir ons storm moet sê. Ek is nie alleen nie, Rina. Jesaja 43 vers 2. As jy deur die water gaan, ek is by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. As ek in die tandarts se stoel sit Dinsdag, ek is met jou.
as ek vir daai CT scan of daai PET scan of wat se scan moet gaan, John, ek is met jou. Amen. En elkeen van ons deur die storm waardeur ons gaan, ek is met jou. Ek is met jou. Sluit af. Meisie Psalm 138 vers 8. Hierdie versie het net weer hierdie week aan my kom groei. Psalm 138 vers 8. Mhm. 138 Ekskuus. Vers 8. Ons moet so teer mekaar. My liefie, ekskuus julle. Dis oor ons 3 vingers, 138 vers 8. Die Here sal dit vir my volëindig. U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid. Laat nie vaar die werke van u hande nie. Ons maak ons oë toe. Die Here sal dit vir die stel volëindig. Die Here sal dit vir Tannie Wilma volëindig. Die Here sal dit vir Lisel volëindig. Die Here sal dit vir Marius volëindig. Die Here sal dit vir Rina volëindig. Die Here sal dit vir John volëindig. Die Here sal dit vir Louis, dankie Here, volëindig. Die Here sal dit vir Annelie volëindig. Die Here sal dit vir Salome volëindig. Die Here sal dit vir elke persoon wat na die tyd na hierdie gesprek luister, volëindig. Dis ons God. Amen. Fluit. My storieetjie is klaar. Salome, iets wat jy wil byvoeg oor vanaand se gesprek? Nee, dankie. Meisie? Ag julle maar net, ons is nooit alleen nie. Dit maak nie saak in watter omstandighede ons is. My grootste storm was toe Henk oorlede is. En wat my deurdra tot nou toe vandag hier waar ek sit, is te wete, jy is nooit alleen nie. Al voel jy eensaam, stel, jy's die naweek alleen by die huis, jy's nooit alleen. Ons moet vashou aan dit. God is altyd met ons, altyd. John? Jy weet, ek was 'n jong man, ek was 18 jaar oud. En daar by Donkerhoek, net voor Pretoria, ek was op pad huis toe, van Nelspruit af. En ek is in 'n motorongeluk. En ek het 'n paar dae later wakker geword in die Haaienverbod Hospitaal. En dis waar ek het begin om te leer van storms. Want tot en met daai tyd was my lewe redelik rustig. En toe ek wakker word, toe sê die spesialis, hy het seker my ma en pa ingelig. Hierdie jong 18 jaar ouetjie sal nooit weer in sy lewe loop nie. Hy het sy rug in 3 plekke gebreek. En wat was die eerste woorde wat uit my mond uitgekom het? O Jesus. En ek het 6 maande daarna het ek uitgeloop. Nie met 'n rolstoel nie. En die verpleegsters en die dokters het gesê, in daai tyd wat ek in die hospitaal was, het ek verskriklik met die Here beklei. En wat hulle nie verstaan nie, is ek het nie met die Here beklei nie. Ek het eintlik met die storm beklei. Dis waar so. Dis waar. Rina? John, ek wil net vir jou sê, jou tyd op aarde is nog nie verby nie, as nog werk vir jou, hoor? Rina, iets wat jy wil byvoeg? Hou vas aan die Here. Ja. Stel, wil jy iets byvoeg?
Okay, Tannie Wilma, wil Tannie iets byvoeg? Ja, ek is ook soos John, ek was is nou hierdie jaar 10 jaar terug deur 'n storm gewees. Ek het ook 'n groot ongeluk gehad wat ek altesaame amper 6 maande in die hospitaal was en behalwe dat my een been bietjie korter is en ek het 'n lelike merk daar, het ek deur die storm gekom en die Here gebruik my nog want ek doen goed vir hom en ja, ek het net die Here dankie gesê dat ek deur die en die spesialis wat my knie, hy het gesê my knie was soos crushed ice. He says your knee was like crushed ice. En ek het al 2 keer op my knie geval en niks het gebeur nie. Hy is so solied. Okay, as ek hard druk dan voel ek nog daar's nie pyn nie, maar jy kan voel dis iets anders as die ander knie. Maar ek is deur dit en ek gaan nog aan. Ek doen nog die Here se goed. Die Here beskerm my nog elke dag. Amen. Amen. Lisel, iets wat jy wil byvoeg? Nee, niks nie, dankie. Meneer Brits? As gewone mense, as jy 'n probleem optel, dan sê jy altyd praat met my prokureur. En dan voel jy sommer klaar veiliger, want jy weet jy hoef nie daai feit nie, jou prokureur gaan dit vir jou doen. Jesus is ons prokureur wat deur die Heilige Gees vir ons daai feit sal fight. En dan die ander ding is ons sien altyd probleme en ons werk met ons kop uit dat dit is 'n gevaarlike ding of is iets wat jy nie kan deurkom nie. Want die natuurwette sê jy gaan nie daardeur gaan nie. Nie normaalweg nie. Maar Jesus wat saam met ons is, gee vir ons 'n bonatuurlike krag om daardeur te gaan en daardie ding te oorwin. So ons moet nie net kyk na die feite wat daar so is nie. Ons moet glo aan Jesus wat hy vir ons daardeur sal vat in die bonatuurlike. Amen. Amen. Dankie vir die gelekker gesels vanaand. Ek hoop nie ek het weer te veel gesê nie, maar as ek te veel gesê het, vergewe my. Julle hoef my nie te like, julle moet net lief wees vir my. Kom ons kyk 'n bietjie na ons gebedsversoeke. Kom ons begin by Rina. Rina, ons harte is vol dankbaarheid. Ja, daarvoor. Dink maar net aan ons aan Woensdag asseblief. Hierdie man van my wil nog steeds Polokwane toe gaan, so ons gaan hom strap en pak en alles laat hy gemaklik is in die passasiers en dan gaan ons deur Polokwane toe na my maale toe. Ons gaan daar tot Sondag, dan kom ons Sondag weer terug. Right, terwyl jy daaroor praat, ons is volgende naweek vat ons my skoonma vir mediese toetse Pretoria toe. So ons gaan nie Sondag aand kuier nie. So ons is ook ons is nou so 'n bietjie in Limpopo en dan in Gauteng. So ons gaan nie kuier nie. Right, julle moet veilig ry. John, ek vertrou die bestuurder van die voertuig. Sy gaan nie vinnig ry nie. So ek glo ek glo alles gaan goed verloop. John, anything from your side that we can pray about? Yeah, just pray for the ribs, please. Yes. Ja. Yes. Ja, asseblief. Ek wil nie 4 weke. Ek sê vir hulle ook oor 4 weke gaan julle 'n miracle sien. So ja, asseblief. Alles is moontlik. By God is alles moontlik. Iets van jou kant op, meisie? Ja, asseblief julle vir my ma, my ou moedertjie. Ook vir my, ek het baie kalmte nodig, praattoetse. Maar ek sal waardeer, dankie. Amen. Salome, iets wat ons kan saam bid? Jo, ek kon net dankie sê ook vir gebede vir Christian en sy pa, Anita se pa. Ek weet nie baie nie, maar ek weet dit gaan beter. Wat eintlik aangaan, weet ek nie, maar ek sal graag net vra dat ons net nog aanhou vir hom bid, namens Anita en Christian. En dan ook dankie vir Christian, hy doen nog steeds goed. Hy's regtig nou op 'n goeie plek.
saam met die bitter van sy pa se siekte het hy nou weer die fabriek teruggekry wat hy die meubels in maak, wat ook een van sy passies is. So dit gaan goed met hom daar. En dan wil ek net asseblief nog vra vir gebede vir Tinus en vir Nico. In besonder. Dan ook dan nou vir Anita ook met haar, al my kindertjies dan, asseblief, dankie. Goed, meneer Brits, iets wat ons kan saam met? Nee, ek het nie iets hierdie week nie. Lisel? Vir ons pastoor, hy's in die hospitaal en hulle kan nog nie uitvind wat's fout nie, hy het 'n hoë koors en hulle weet nie van waar af dit kom nie, dat hy Dit grond. Dit vir hom. Hy's ook 'n man wat al deur storms gegaan het in sy lewe. En maar ons weet sy werk hier op aarde is nog nie klaar nie, so hy sal ook deur hierdie storm gaan, ons bid vir hom. Amen. Tannie Wilma, anything that we can pray? Ja, net vir algemene gesondheid vir almal, dink ek. En ek wil iets byvoeg van net nou se storm. Toe ek my ongeluk gehad het, 2 maande, amper presies op die datum, 2 maande dan maar is my man oorlede. Oh, ja, dis 'n groot storm, né? Is dit? Was 'n verjaarsdag. Ai. Stel ons bid vir jou, jy's besig om die laaste goedjies te pak. Ons bid ook vir Dinsdag se afspraak by die tandarts. Enigiets anders wat ons kan saam bid? Reg, ek het vir die tandarts ook gesê, dis maar bid vir 'n wonderwerk. Dus sy sê ja, vir 'n wonderwerk laat jy net opdaag. So ja, baie bang vir 'n tandarts, hulle weet dit. So dit is maar 'n groot berg, maar ek glo ek is nie alleen nie en ek sal daardeur kom. Ek het my bedien leer vir bestuursles, dat sy my kan ry as ek nie kan daar uitkom nie. Okay, Marius, sal jy vir ons bid vanaand asseblief? Here, baie dankie vir die tyd wat u saam met ons spandeer het in hierdie wonderlike gedeelte van Here, hoe u vir ons lei deur storms in hierdie lewe. En laat ons nie daarvoor hoef bang te wees nie, Here, want u is ons groot advokaat wat vir ons instaan en vir ons leiding gee, Here, maar ook vir ons beklei teen die storms wat ons probeer onderkry. Ja, Here, alhoewel die storms vir ons sê, hulle gaan ons uit die weg ruim, weet ons dat u vir ons, soos Louis ook nou gesê het, elke keer lewe gee. Al gaan ons dood, Here, gee vir ons nog steeds lewe. Baie dankie, Here, dat ons in daardie lewe kan glo en dat ons kan weet, Here, maak nie saak wat met ons gaan gebeur nie. U bly vir ons daardie vlammetjie, daardie lig, daardie grootheid gee, Here, om saam met u te wees, om saam met u te kan lewe. En baie dankie daarvoor, Here, vir elkeen wat op die groep is en elkeen wat ook agterna luister. Wil ons bid, Here, vir veiligheid vir hierdie week wat voor lê, as die wat op paaie gaan, Here, en die wat gaan besig wees, Here, net veiligheid in u hand. Baie dankie, Vader, dat ons kan weet dat u grootheid en u guns is altyd saam met ons, Here. U het vir ons gemaak en ons bid, Here, dat u vir ons sal beskerm. Baie dankie, Vader, vir die liefde en dankie dat ons u ook mag lief hê, Here, en ook mekaar op hierdie groep mag lief hê. En daarom dra ons mekaar ook op aan u, Here, en vra vir u leiding, vir u beskerming en vir u krag. Here, gee dat ons nooit sal moed verloor nie, maar dat ons sal weet, Here, die hand wat ons vashou om verder te gaan, is u hand. En dankie, Here, dat u hand uitsteek na ons toe, dat ons daarna kan uitreik, om kan vat en verder gaan. Dankie, Vader, vir die week wat voor lê. Ons bid, Here, dat hierdie week wonderlik sal wees, en dit sal wees, Here, want u gaan saam met ons gaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Voor ons babai sê, leer kom dit op my hart, jy weet, dankie Lisel vir al die gebedsversoeke, dankie vir altyd dat jy al die administrasie goedjies vir ons so mooi aan die gang hou. Salome, ons is nou al 6 jaar aan die gang, né? Ja.
Okay. 6 jaar. Salome, dankie vir die opsommings wat jy gee. Dit is lekker om terug te gaan na die tyd, om bietjie op die webtuiste te gaan kyk en dan weet ek het ons het oor hierdie goed gepraat en dan gaan ek en dan kry ek sommer al die vertalings daar. En Marius, dankie. Marius doen die recordings en dan ek weet, ek het nou al daarby hom gekuier en dan wil hy nie eers vir ons spoeding opskep voor die recording nou nie eers gedoen is nie. En dan sit hy en hy werk aan hierdie recording en so aan en op die hande gaan dit tot nagte dat hy hier aan werk. So Marius, ons waardeer dit ook. Baie dankie julle drie. En dankie vir elkeen van julle maak dit kosbaar. En dankie dat julle vir my familie is en dankie dat julle vir my lief is. Mag die Here julle ryklik seën in hierdie week. Bye. Louis, Yes, voordat John. julle gaan, want ons het nie volgende week saam kuier nie. Kan julle my net op die gebed sit vir die 5de Augustus? Ek sien die kardioloog op die 5de Augustus. Ons sit hom sommer nou al op, John, dat ons hom nie Asseblief. vergeet nie. Dankie, ons maak so. Dankie. Onthou net as daar enige gebedsversoeke deur die week inkom of so iets, gebruik die WhatsApp groep. Ons praat met mekaar op WhatsApp. Stuur vir Lisel as jy nie self nie, dan sit ons op die gebedsgroep. Ons is daar vir mekaar en ons bid vir mekaar. Dankie bly. julle. Lekker slaap. Cheers julle. Bye. Bye.